Goeiemôre. Wat maak jou opgewonde? Ons gaan saam lees uit Efesiërs 1 vanaf vers 3 tot 14. Kom ons bid saam. Here, baie dankie vir nog 'n nuwe dag. Dankie vir u goedheid, u trou en waarheid. Dankie dat u vir ons sorg. Dankie dat ons 'n week van gebed kon gehou het. Baie dankie dat u saam met elkeen was in hierdie week. En wil u ook nou saam met ons wees, waar ons rondom die woord gaan wees. En so rondom die woord ons bid vir hulle wat siek is en swaar kry. Wil u elkeen in besonder aanraak? Dit bid ek in die naam van Jesus alleen. Amen. Efesiërs 1. En ek lees daar vanaf vers 3. Aan God die Vader van ons Here Jesus Christus kom al die lof toe. Hy het ons in Christus geseën met al die seëninge van die Gees wat daar in die hemel is. So het hy, nog voor die wêreld geskep is, ons in Christus uitverkies, om heilig en onberispelik voor hom te wees. In sy liefde het hy ons, volgens sy genadige beskikking, toe ook al daarvoor bestem om deur Jesus Christus sy kinders te wees. Daarom moet ons God prys vir sy groot genade wat hy in sy geliefde Seun vrylik aan ons geskenk het. Deur die bloed van sy Seun is ons verlos en ons oortredinge vergewe kragtens die ryke genade van God, wat hy in sy alwysheid en insig so oorvloedig aan ons geskenk het. Hy het kragtens sy besluit en voorneme die geheimenis van sy wil aan ons bekend gemaak en dit deur Christus tot uitvoering gebring op die tyd wat hy daarvoor bepaal het. Sy bedoeling was om alles wat in die hemel en alles wat op die aarde is, om een hoof te verenig, naamlik onder Christus. Die Christus het ons deel geword van die volk van God, so het hy dit vooruit al bestem het. So het hy hom dit voorgeneem. Hy wil alles laat gebeur volgens sy raadsbesluit. Daarom moet ons die eerstes wat ons hoop op Christus gestel het, die grootheid van God prys. Die Christus het julle deel geword van die volk van God, jullie waarheid, wat in julle verkondig is, die evangelie van julle verlossing gehoor en tot geloof gekom het. In Christus die Heilige Gees, wat deur God beloof is, julle as die eiendom van God beseël. Die Heilige Gees die waarborg, dat ons ook verder sal ontvang wat God beloof het, wanneer hy almal wat aan hom behoort, volkome sal verlos. Daarom moet ons sy grootheid prys. Daarom moet ons sy grootheid prys. Ek wil stilstaan by die hele gedeelte vanoggend. En die vraag wat ek wil vra is, wat maak jy opgewonde? So opgewonde, dat jy nie daaroor kan stil bly nie. Want dis ons eintlik wat gebeur as ons regtig opgewonde raak, nie? Ons kan nie stil bly nie. Ons raak aan die babbel. Dink bietjie as jy iets met jou mooi gebeur het, jy kan nie wag om dit vir iemand te vertel nie, jy is so opgewonde, jy kan nie wag nie. Jy gaan aan soos 'n opgewende orreltjie. Nou, waaroor raak jy opgewonde soos 'n opgewekte, opgewende orreltjie? Dalk oor Djokovic wat gewen het. Dalk het dit jou opgewonde gemaak. Of dalk een van jou gunsteling sportspanne wat, of een van jou gunstelinge cricketspanne wat gewen het. Of jy is dalk opgewonde oor jou laaste vakansie. Dalk oor sy vakansie wat jy met almal wil deel. Musiek. Of miskien is jy nou opgewonde oor een of ander ou of meisie wat nou saam met jou net in die skool gekom het. Ons het almal goed wat ons baie opgewonde maak. En as iemand net daaroor waag om daaroor te praat, dan is dit te sneller. En dan kan ons nie ophou. Baie keer sê ouens, ag nie alweer.
En dan baie keer rol die mense hulle oë en sê vir jy, okay, ek het nou 'n bietjie te ver gegaan. Maar weet jy wat, ons hoef nie sleg te voel daaroor nie. Want, as ons gaan Efesiërs 1 lees, dan sien ons eintlik Paulus doen dit ook. Nou, ons kan nie so goed die Afrikaanse Bybel raak sien nie, maar hierdie 10 verse in die oorspronklike Grieks was alles een enkel sin. Nou gaan die taalkundige ouens vir my sê, maar dis nie taalkundig korrek nie. Jy kan mos nie een lang sin skryf nie. Opstelle werk nie so nie. Mense veronderstel om sulke lang sinne te skryf nie. Maar Paulus doen dit, want hy is so opgewonde, dat hy nie wil asem skep tussen sy sinne nie. Hy is so opgewonde oor wat hy vir hierdie mense wil vertel, dat hy dit net wil uitbabbel. Waaroor raak Paulus opgewonde? Nie oor sport, vakansie of meisies nie. Nee. Hy is opgewonde om jou te vertel, dat God jou al ken van voor jou geboorte af, om die waarheid te sê, voor die grondlegging van die wêreld af. En God het 'n wonderlike plan met jou lewe. God se plan was dat jy sy kind sou wees. God se plan was dat jy tot sy eer sal lewe. En weet jy, dis wonderlike nuus, want God se planne word altyd waar. Daar's niks wonderliker as om te weet jy leef in God se raadsplan. Maak dit jou opgewonde soos vir Paulus? En ek wil hê jy moet 'n bietjie daaroor dink vanoggend, weet jy? God is baie lief vir jou. En hy was nog altyd baie lief vir jou. En ek wil hê jy moet jou kort daaraan herinner en vir jouself sê, God is baie lief vir my. En dan hoef ek vir niks bang te wees nie. Ja, wat maak jou opgewonde? Iemand skryf een keer dat ons al ons entoesiaste vir ons gunsteling sportspan bære. En al ons energie vir ons werk en ons stokperdjies. En as dit tyd is wanneer God ter sprake kom, dan het ons nie meer energie oor nie. Ja, ons raak oor baie goed opgewonde, maar raak jy opgewonde oor die Bybel? Maar raak jy opgewonde oor die Here? Of dink jy nie jy's daaraan nie? Ja, waaroor was jy in die afgelope tyd opgewonde? Opgewonde oor God? Opgewonde oor die Bybel? Miskien was jy oor niks opgewonde nie. Jy kry mense wat so is. En ek sit nogal verstaan. Want ons leef in moeilike tye. Ek dink baie keer voel baie van ons soos 'n wildsbokkie wat vasgevang word in 'n kollig. Jy word vasgevang in 'n soeklig. En jy weet nie wat ek kan doen nie. En dit voel vir my baie keer as ons iets verloor het in hierdie tyd. Asof ons net oorleef en nie meer regtig weet wie ons is of waarvoor ons lewe nie. En Paulus leer, ek kom herinner, aan wie is jy? Ja, wie is jy? Hierdie brief staan as bekend as Paulus se kerkbrief. En hy wil jou daaraan herinner aan wie jy is. Want as jy weet wie jy is, dan gaan jy jouself nie gaan verloor nie. En jy kan iets van die pad vorentoe begin sien. En wie is jy as Christen nou eintlik? En dit is wat Paulus so rasend opgewonde maak.
Hy kom herinner ons dat ons al 'n baie lang pad saam met God kom. Soos ek gesê het, al van voor die skepping af. Voordat God duisternis en lig geskei het, het hy al geweet van jou. Sit so 'n bietjie in jou pyp en rook dit. Word 'n oomblik stil en dink bietjie daaroor. God ken jou al van voor die skepping, van voor die grondlegging van die wêreld af. En die tweede ding wat Paulus se asem wegslaan is, dat God van die begin af die inisiatief neem. God wag nooit dat ons die eerste tree gee nie. Want hy ken ons. En hy weet dat ons baie keer sukkel om daardie eerste tree te gee. Daarom het hy al van voor jou geboorte af alles in plek gesit sodat hy jou as kind kan aanneem. Aanneming was 'n geweldige saak in die Romeinse tyd, maar ook in die tyd van vandag. As jy 'n kind aanneem, dan word hy wetlik jou kind. En daardie tyd het dit in die Romeinse Ryk net so gebeur. Baie mense het kinders aangeneem. En as hy daai kind aangeneem het, daai kind alle regte gekry wat sy ander kinders het. Hy het nooit teruggestaan. En daarom as God jou aanneem, het jy alle regte en alle voorregte wat al sy kinders het. Ja, jy is onherroepelik. Sy kind. Geen omkeer, geen onderskeiding met ander kinders nie. En dit was God se plan vir jou, met jou. Hy wou jou as kind aanneem. En daarvoor het hy berge versit. Die grootste berg was dat hy sy seun in die wêreld gestuur het om jou te kom loskoop, dis die kosbare bloed van sy seun. Ja, sy seun die hoogste prys kom betaal. Hoekom? Om jou syne te maak. En daarbij, wat ons nog verwonderd laat is, as God ons syne maak, dan maak hy ons deel van sy huisgesin. Hy het vir jou so lief. So lief dat hy alles vir jou gegee het. Jy is deel van God se volk. Jy is ook God se kind. Maar nou voel dit baie keer vir ons of dinge 'n bietjie rof gaan. En jy het al 1000 keer hierdie goeie nuus in die kerk gehoor. Jy weet dat ons deur Christus God se kinders geword het. Natuurlik is dit wonderlik. Maar hoekom sal dit Paulus se asem wegloos, sy asem wegslaan, sodat hy hierdie verskriklike lang sin geskryf het? Die kersie op die koek is. En dit moet jou opgewonde maak. Dus God het aan ons die Heilige Gees gegee. Wat beteken dit? Beteken dat God het die Heilige Gees homself daartoe verbind om elke oomblik van jou lewe by jou betrokke te wees. Hy wil vir jou sê, jy is nooit alleen nie. Jy sal nooit hoef te twyfel aan my bedoelinge en my planne met jou nie. Hy het sy koninklike seël op jou geplaas. En baie keer kan alles om jou wankel. En alles kan vir jou onseker voel. Maar as God sy seël op iets geplaas het, kan dit nooit verander nie. Jy
is aangeneem as God se kind. Jy is syne. En dit is wat Paulus se asem wegslaan. Wat kan ek en jy vanoggend saamvat? Paulus kom verseker jou dat God nog van die skepping af 'n plan met jou lewe het. En hou daaraan vas. Selfs al voel dinge vandag totaal by te beheer. En as jy dalk sielsmoeg, God het nog nooit herroep wat in Efesiërs 1 staan.